Deur al die eeue heen het die Here ons nooit sonder 'n openbaring van homself gelos nie. Nie in die eerste industriële revolusie nie in die tweede of die derde en ook nou in die vierde industriële revolusie het God ons nie gelos sonder 'n openbaring van homself nie. En ek glo dat die woord ook vir ons iets sê oor die tyd waarin ons nou lewe. Maar ek wil nie vandag hier staan en ek wil ontken dat daar 'n groot afstand is tussen die eerste hoorders van die teks en ons vandag nie. Ek erken dat daar 'n groot ruimte is en dat daar 'n groot afstand is en ek moet vanmôre ook sê ek erken dat daar 'n historiese konteks is. En dat ons nie die historiese konteks van die Bybel kan ignoreer wanneer ons die Bybel interpreteer nie. Ek dink dit sal onverantwoordelik wees. So wanneer ek vandag met u praat oor Bybelprofesie en artificial intelligence, dan wil ek nie dinge in die skrif inlees wat daar nie is nie. Maar ek wil eerlik na jou toe kom en ek wil vir jou 'n vraag vra dat is dit moontlik dat die Bybel iets sê oor tegnologie en oor iets soos artificial intelligence. Want ek weet baie mense sê vir my, Etienne, maar jy weet ek stel nie belang eintlik in tegnologie nie, maar die tyd waarin ons lewe vandag vra nie jou toestemming nie. Dit maak ook nie vir hierdie tegnologie saak of jy daarin belangstel en of jy nie daarin belangstel om 'n invloed op jou te hê nie. Of jy daarvan gaan hou en of jy nie daarvan gaan hou nie, maar is irrelevant tot die impak wat dit gaan hê op ons as mens. So wanneer ons terugblaai in die Bybel, wil ek reg aan die begin vir jou net 'n opsomming gee om vir jou 'n idee te gee waar ek vandaan kom en hoe ek vanmôre die skrif gaan interpreteer sodat jy verstaan dat wanneer ek na die teks toe gaan met artificial intelligence, 'n gevorderde tegnologie, dat dit ook vir jou sal sin maak en dat jy hier sal uitstap en sal sê, weet jy wat, die Here sê vir ons iets hieroor. Hier's 'n waarskuwing hieroor. En ek wil vanmôre wil ek spesifiek praat oor Bybelprofesie en artificial intelligence. Wanneer jy heel in die begin van die Bybel gaan, dan sê jy sien dat die heel eerste aspek van tegnologie waarvan ons leer in die Bybel is pik. Ons sien dit in Noag se ark. Ons weet dat op een of ander manier moes Noag sekerlik tog toerusting gehad het om die ark te bou. Hy het die ark geseël, maar die melding wat die Bybel maak van tegnologie, die heel eerste melding wat die Bybel maak van tegnologie is pik. Die ark is geseël. En dan sien ons 'n bietjie verder in die Ou Testament, net so 'n bietjie verder in Genesis 11, dan sien ons dat dieselfde materiaal wat gebruik was tot die redding van die mens, word hier gebruik om hulle self te verhef. Genesis 11 sê en die mens het pik gebruik, hy het stene gebak, daar was tegnologie, hulle het nie meer die stene in die klei gedroog, die klei in die son gedroog nie, maar hier was gebakte stene. Hulle het hierdie bakstene op mekaar gebou met teer, met pik. Dieselfde materiaal wat gebruik was om die ark mee te seël. En reg aan die begin van die Bybel sien ons onmiddellik twee paaie vorm. Aan die een kant sien ons tegnologie wat help tot verlossing, wat bydra, wat 'n deel bring, en aan die ander kant sien ons tegnologie wat aangewend word tot eer van die mens, tot verwydering van die mens, en die mens het homself hier as 'n God beskou. Ons sien dit reg in die Bybel. Terwyl ons so nagmaal bedien toe, besef ek net dat dieselfde tipe mentaliteit wat ons al in Babylon gesien het, waar tegnologie gebruik het tot oneer van God, sien ons ook aan die kruisiging. Die einste metaal, die ystersmid, wat metaal gebruik het vir die goeie, het ook die spykers gemaak wat die hande en die voete van Jesus deurboor het. So ons sien reg deur die geskiedenis van die begin af, sien ons dat tegnologie gebruik kan word vir goed, en ons sien dat tegnologie gebruik kan word vir die slegte dinge. Dat daar 'n konflik is ook, en dit is baie belangrik om kennis te neem hiervan. 'n kort opsomming net oor wat tegnologie is.
Ek het reeds vir die mense wat hier was verduidelik dat tegnologie bestaan uit twee woorde, die woord techne en logie. Die woord techne beteken eintlik maar tegniek of die metode wat ons volg om sekere dinge te doen, en logie kom van die woord logos af, wat ons natuurlik ook weet beteken die verwys na die woord van God. So in ons Christelike interpretasie van die woord tegnologie, beteken die woord tegnologie vir ons wat God sê oor die tegnieke wat ons gebruik. Hoekom het ons hierdie tegnieke? Want jy sien, ons het biologiese beperkings. Ons is swak en ons gebruik sekere tegnieke om ons beperkte biologiese vermoëns te versterk of te vergroot en verder te vat as wat ons self is. En ons gebruik tegnieke om dit te doen. So ons gebruik sekere tegnieke om ons eie beperkings te vat en ons maak dit groter en sterker en ons gaan verder daarmee. En ek dink reg in die begin het God gesê, ek gee vir jou die kreatiwiteit en die kapasiteit om innoverend op te tree, maar onthou altyd dat wanneer jy hierdie dinge gebruik, jy dit sal gebruik tot eer en tot verheerliking van die Here. En ons sien daar die voorbeeld van die pik wat die ark geseël het. En later sien ons hoe die mens net mooi teenoorgestelde gegaan het met die gebruik van hulle tegnologie en die toring van Babel gebou het. 'n Voorbeeld van tegnologie reg in die begin is byvoorbeeld die ark. Noag en sy familie en al die diere het net eenvoudig nie die vermoë gehad om te oorleef in 'n sterk vloed nie. Hulle het nie die kapasiteit gehad om dit te doen nie. En God gee vir hulle die ontwerp van die ark, sodat die ark hulle kan help om hierdie sterk vloede te kan oorleef. Jy sien nie waar tegnologie begin om 'n rol te speel reg in die begin van die Bybel? Ons sien die storie van Dawid en Goliat. Ons sien dat Dawid eenvoudig net nie, as ek die Engelse woord jy moet verstaan as ek 'n klomp Engelse terme gebruik, was 'n mismatch vir Goliat. Goliat was hierdie groot ou soos die Bybel hom beskryf met groot wapens en spiese en swaarde en allerlei dinge. En Dawid is 'n ou tinnerige klein skaapwagtertjie. En toe kom hy met 'n slingervel. Tegnologie. Die tegniek om sy eie beperkte vermoëns en krag om te sit in 'n dodelike wapen wat hy teen hierdie massiewe reus gebruik. Goliat. En hy oorwin vir Goliat. En as ons die tyd so 'n bietjie aanrol, dan sien ons dat tegnologie vandag ook gebruik word in die vorm van silikon, microchips en al hierdie dinge. So ons doen presies dieselfde. Ons gaan byvoorbeeld, as ek nou vir u kan terugdraai na Babylon toe, dan sal ons sien ons het nou klei gehad, gebakte stene. Die materiaal het net verander. Die beginsel is presies dieselfde. Ons materiaal het verander van klei af na silikon toe. Maar die gesindheid en die benadering is presies dieselfde. So wat doen ons hierso? Ons sien ook dat ons beperkte vermoëns het. Ons kan nie so lank onthou nie. Ons vergeet. Ons wil inligting verwerk. Ons wil slimmer wees. Ons wil meer wees. En wat doen ons vandag? Ons vat dit en ons bou artificial intelligence en ons maak gebruik van die tegnologie tot ons beskikking om onsself te verbeter. So sien jy, die Bybel is toe nou nie so stil oor tegnologie nie. Maar dit is belangrik dat jy hierdie een aspek onthou, want ek gaan hierdie goed nou saamsit om 'n interpretasiemodel te vorm en ons gaan met hierdie interpretasiemodel gaan ons na die Bybelprofesie toe. Hoe gaan ons dit doen? Dit bring my by die tweede faset van die Bybel en dit is die gebruik van metafore. Jy sien, metafore in die Bybel help ons om dinge te verstaan wat andersins vir ons onmoontlik sou wees om te verstaan. Dit help ons om iets te sien, om 'n verbinding te maak. As ons praat van Jesus is die lam van God. Hierdie mense het geweet wat 'n lam is. En dit gee vir hulle 'n idee wie Christus is.
So 'n metafoor brug hier 'n area, brug 'n spasie tussen dit wat vir ons bekend is en na dit wat onbekend is. Nou vir 'n metafoor om te werk is twee belangrike fasette. Moet daar twee belangrike fasette teenwoordig wees, naamlik daar moet 'n brondomein wees en daar moet 'n teikendomein wees. My brondomein is iets wat bekend is aan my, iets bekend in my omgewing. En ek vat hierdie bekende ding in my omgewing en dan beskryf ek iets wat heeltemal onbekend is. En partykeer in die Bybel het ek geen idee wat ek sien in 'n profesie nie. Die profesie is net eenvoudig so ingewikkeld dat ek moet elemente uit my wêreld uitvat, bekende dinge uit my wêreld uitvat en ek gebruik hierdie dinge wat ek sien en wat ek ken om iets te beskryf wat ek glad nie ken nie. En dit is 'n metafoor. Dis soos 'n brug. 'n Brug tussen die onbekende en die bekende. Nou ek het hier twee stellings wat ek net vir julle wil lees. Metaphors use comparison to capture truths that cannot be abstracted into reason without losing meaning in the translation. En Professor John Lennox het 'n baie mooi ding gesê. Hy sê 'n metafoor is an engineered stand-in. It is always used to represent something real and never something unreal. So ek het twee dinge vir jou verduidelik wat baie belangrik is. Maak 'n mental note hiervan. Nommer 1 is jy weet wat is tegnologie. Tegnologie is die metodes en die tegnieke wat ons gebruik om ons eie biologiese limitations, ons eie biologiese tekorte aan te vul om ons sterker te maak en slimmer te maak en dis meer. Ons grou mos nie meer damme met grawe nie. Ons het groot bulldozers en allerlei masjinerie gemaak wat groter hope grond kan skei, wat sterker is, dieper gate kan grou en dit vinniger kan doen en dis meer. So dis wat tegnologie is. Ons weet nou wat metafore is en hoe God metafore in die Bybel gebruik. En nou kom ons by 'n interpretasie. En dit is wanneer ons na die Bybel kyk, dan weet ons dat 'n antieke interpretasie was om na die skrif te kyk en dit te ontleed en te vra, Here, wat staan hier in hierdie skrif geskryf? Help ons om dit te openbaar. En ons as Pinkstermense weet ook dat wanneer ons na die teks toe gaan, dan bid ons en ons sê, Heilige Gees, openbaar hierdie woord aan my. En wanneer ek die woord lees, dan sê ek ook, Here, laat die skrif my ook interpreteer. Dis nie net ek wat die skrif interpreteer nie, maar dis die skrif wat my interpreteer, wat vir my sê, het in jou lewe, het hierdie dinge nodig, maak hierdie aanpassings, en bely hierdie sonde, leer hierdie gewoontes af, hierdie moet bykom, en dit is wat Bybelinterpretasie so wonderlik maak. En wanneer ons 'n bietjie hierdie model vat, dan gaan ons 'n ekstra element verder bysit. Ek gaan nou nie al die name noem van die mense wat dit gedoen het nie, maar hier's iemand wat gesê het, maar wat van die materiële wêreld? Hoe gaan ons die materiële wêreld interpreteer? En toe sê hierdie ouens, maar luister, kom ons gee ook 'n stem aan die potskerwe. Kom ons gee 'n stem aan die bene en die geboue wat ons opgrawe. Ons laat hierdie goed hulle eie storie vertel. En dan kyk ons wat se storie vertel hulle oor die Bybel en ons vergelyk dit met die storie wat die Bybel vertel en saam raak dinge vir ons net duideliker. Maak dit vir jou sin? Tegnologie, metafore en ons laat toe dat die materiële dinge wat ons gebruik hulle eie storie vertel. Kom ek gee vir jou 'n moderne voorbeeld. Wat gaan nou aan? Dan sê goed, daar's 'n moderne voorbeeld. Ek weet dis intimiderend, ek gaan dit sommer net so verduidelik. Jy sien wat ons dikwels gedoen het. Ons het nie geweet daar bestaan 'n mikrowêreld nie. En ons het 'n teleskoop ontwerp. En hierdie teleskoop, hierdie mikroskoop, wanneer ons deur hierdie mikroskoop kyk, dan gee dit vir ons inligting van 'n mikrobiologiese wêreld wat nooit bekend was aan ons nie. Met ander woorde, hierdie instrument wat ons gebruik, vertel vir ons 'n storie van 'n wêreld wat ons nie geken het nie.
Niemand van ons het geweet van die buitenste ruim en al die sonnestelsels en planete en goed, tot ons 'n teleskoop ontwerp het, en toe ons deur daardie tegnologie gekyk het, toe vertel dit ons iets van 'n wêreld wat glad nie bekend was aan ons nie. En die vraag wat ek vanmôre na jou toe bring, is dit moontlik, dat wanneer ons na ons eie tegnologiese innovering kyk, en ons kyk na iets baie complicated, baie ingewikkeld soos artificial intelligence, is dit moontlik dat hierdie innoverings van ons, hierdie tegnologie, iets openbaar van die skrif, en die skrif ook iets openbaar van hierdie innovations. En ek sê vir dit is so. Ek dink so. Ek dink nie God het ons in die vreemde gelos in hierdie tyd waarin tegnologie so geweldig eksponensieel ontwikkel nie. En ek wil jou vanmôre in 3 baie bekende profesieë invat. Jesegiel 1, Jesegiel se visioen met die wiele, wat omtrent lyk soos 'n ruimteskip, en ek gaan met jou praat oor die 5de trompet en oor die merk van die dier. So kom ons kyk eerstens na Jesegiel. Nou wat ek hier gedoen het, ek het hierdie teks in die 2020 Afrikaanse vertaling gevat, en ek gaan hierdie metode, ek gaan kyk na hierdie, ek noem dit 'n tegnologie hermeneutiek. So ek gaan nou na die Bybel toe kyk, en ek sit 'n tegnologiebril, en ek kyk na die Bybel deur hierdie tegnologie, nie met die tegnologie. Ek gebruik nie artificial intelligence om die teks te ontleed nie. Ek staan aan die ander kant van hierdie gevorderde tegnologie, en ek kyk na dit en ek sê, Here, sê u woord nie moontlik iets van dit nie. En dis die benadering wat ek vanmôre volg, wanneer ek na hierdie profesie kyk. So volg my asseblief. Almal van julle weet nou baie mooi van Jesegiel se baie ingewikkelde visioen wat hy gehad het, en baie mense het al goed geontleed en geskryf oor Jesegiel se visioen, en dit probeer interpreteer en dis meer, en ek kon net nooit 'n bevredigende interpretasie kry van hierdie baie ingewikkelde openbaring wat Jesegiel ontvang het van die Heilige Gees nie. So lees dit asseblief saam met my. Die Bybel sê daar, en ek lees net sekere verse, ek wil miskien dalk net teruggaan gou daar. Ek wil vir u vra dat u in u eie tyd die hele profesie gaan lees, die hele visioen. Terwille van tyd gaan ek net fokus op die gedeelte waar tegnologie ter sprake is. Want ons kyk nou na 'n tegnologiebril daarna. So ons gaan net kyk na vers 15 tot 24, en wanneer ons Bybels daar oopmaak, dan sien ons die volgende. Jesegiel sê, hy sê, toe ek die wesens bekyk, so waar toe is daar aan die voorkant, langs elk van die 4 wesens, 'n wiel op die grond. Baie belangrik om kennis te neem daarvan. So ek het dit visueel vir jou uitgebeeld daar. 4 wiele is op die grond. Hy gaan aan, hy sê, wat die voorkoms en die bou van die wiele betref, dit het soos kristoliet geskitter, en al 4 een en dieselfde vorm gehad. Dit het gelyk of hulle gemaak was van 'n wiel binne 'n wiel, konsentriese sirkels. Nou daar's 'n moontlike prentjie van hierdie hoe dit moontlik moes gelyk het. So Jesegiel is baie duidelik met wat hy hier sien. Hy sien hier iets wat nie bekend is aan die mens tot op daardie stadium nie. Alhoewel die wiel teen hierdie stadium van Jesegiel se profesie, nou Jesegiel se profesie was in 592 voor Christus. Omtrent 2600 jaar of wat verwyder van waar ons vandag staan. So Jesegiel, nog voor Jesegiel se tyd, omtrent 3000 jaar voor dit, het die wiel in Mesopotamië tot stand gekom. So Jesegiel gebruik elemente uit sy natuurlike wêreld uit om te probeer beskryf wat hy in hierdie visioen sien, en hy's baie duidelik met die wiele
En dan probeer hy verduidelik en hy sê maar ek sien 'n wiel wat binne in 'n wiel is en binne in 'n wiel en hy gaan verder aan en hy sê en wanneer hierdie wiele beweeg, dan kon hulle in 4 rigtings beweeg sonder om af te draai wanneer hulle beweeg. Sien julle wat ek sê? Esegiel sien iets en hy beskryf dit vir ons. Hy gaan aan, hy sê en hulle vellings, hulle rims. Hulle sê die rims, hierdie vellings, die was hoog en angswekkend. Dis nie sommer net 'n gewone ossewa se rim of 'n perdekar of 'n chariot se ring. Hy sê hierdie goed was angswekkend. Hoekom was dit angswekkend? Hy sê want al 4 van hierdie vellings, al 4 van hierdie rims was reg rondom vol oë. Dit was vol oë. Nou onthou Esegiel weet nie van kameras en sensors en transistortjies en al hierdie goed nie. Hy beskryf dit metafories vanuit die kennis wat hy het van sy tyd en wat hulle gehad het. Hy sê maar hierdie goed is verskriklik. Hy sê wanneer ek daarna kyk, dis angswekkend wat ek hier sien in hierdie profesie. Hy gaan verder aan en hy sê maar wanneer hierdie waans, hy sê wanneer dit beweeg, het die wiele langs hulle beweeg. En wanneer die waans van die grond af opgestyg het, hy sê die wiele ook saam opgestyg. En wanneer die gees, waarheen die gees wou gaan, het die wesens ook gegaan. Nou stop net gegooi. As jy in jou Bybel kyk, dan gaan jy sien dat ons praat nie hier van die gees van God nie, ons praat nie hier van die Heilige Gees op enige stadium nie. In Esegiel se profesie onderskei hy baie duidelik tussen die gees van die Almagtige en die gees in die wiele. En Bybelvertalers het dit ook waargeneem en hierdie gees met 'n klein lettertjie vertaal. Jy kan dit gaan kyk ook daar en die van u wat nou 'n bietjie in die Grieks wil ingaan kan gaan sien dat daar 'n duidelike onderskeid gemaak word. So wat sien hy? Kom ons vat gou hierdie beeld saam. Hy sien dat hierdie goed beweeg. Hy sê waarheen hulle beweeg op en af en links en regs na al hierdie kante toe, waarheen die gees wou gaan, het die waans ook gegaan. So hierso is 'n sinkronisasie tussen die wiele, tussen die beweging wat hulle uitvoer en die gees wat hulle dryf. Kom ons lees verder. Die wiele het saam met die waans opgestyg, want die gees van die waans was in die wiele. Ons praat nie van die gees van God nie. Esegiel definieer dit baie duidelik. Hy sê want die gees van die waans was in die wiele. God se gees bly nie in wiele en in materiale en in goed nie. God se gees bly in wie? In mense. Die mens is geskape na die beeld van God. So Esegiel sien iets hierso. En dis baie snaaks vir hom. Dis angswekkend, sê hy. Hy sê die gees van die waans is in die wiele en wanneer die waans beweeg, dan beweeg die wiele en wanneer die waans gaan staan, dan staan hulle en wanneer die waans van die grond af opstyg, dan styg die wiele saam met hulle op. Ja, die gees van die wesens was in die wiele. Jo, dis 'n raaisel. Ek hoop ek kan 'n bietjie lig vir jou werp op hierdie profesie en dat jy dalk anderster daarna gaan kyk. Kom ons gaan aan. Bokant die koppe van die wesens. So hier is hierdie goeters, kry die prentjie mooi in jou kop. Dis 'n snaakse ding. Ons kan nie regtig 'n beeld daarin sit nie. Dis 4 wiele. Dis snaakse wiele, dis angswekkend. Hierdie goed het oë reg rondom. Dis konsentriese wiele. Dis 'n wiel binne in 'n wiel en hulle kan in al die rigtings beweeg. En hulle gaan op en hulle gaan af en hulle heen en weer en alles. En dit lyk of die goed 'n lewe in hulle self het. Want daar's 'n gees binne in hierdie goed wat hulle dryf. As die gees
soontoe gaan of die ding of wat ook al, dan beweeg al hierdie goed so. Hy sê, maar bokant dit, bokant die koppe van die wesens, was daar in die vorm van 'n koepel, iets wat geskitter het soos kristal. Angswekkend, gebruik hy weer, gespan bo oor hulle koppe. Ek wil hê jy moet vanmôre kennis neem van hierdie profesie en die terminologie wat Jesegiel gebruik in hierdie profesie. Hoe hy gebruik, hy sê, ek sien hierdie ding, dis iets wat ek nie ken nie, julle, ek weet nie hoe om dit vir julle te verduidelik nie. Ek weet hoe lyk 'n wiel, maar dis 'n snaakse ding, dit lyk soos 'n wiel binne in 'n wiel, en dit lyk of die ding oë het, reg rondom, en hy beweeg enige rigting, hy kan opstyg, hy kan links en regs, en hy kan gelyk beweeg in al die rigtings. Hy sê, dis angswekkend, hy sê, maar nog 'n ding, daar's iets bo oor hulle, amper soos 'n dop, wat bo oor hulle is, maar hy blink soos kristal, hy sê, dis angswekkend, hy sê, dis gespan bo oor hulle koppe, en onder die koepel, onder hierdie dop, was hulle vlerke reguit na mekaar toe uitgestrek. Elke een het 2 vlerke gehad, waarmee hulle liggame bedek het. Nou, as jy van bo af sou kyk, en daar's 4 van hulle, en hulle steek hulle vlerke reguit uit, en hulle raak aan mekaar, dan kan ons nou sê, van bo af, lyk dit min of meer soos 'n vierkant, wat hulle dan vorm. En dit lyk asof hulle het hierdie vlerke, hulle is eenvormig, en dan sien ons dat hulle vlerke, hulle toemaak en oopmaak, en dis net 'n baie snaakse beeld wat hierdie profeet hier beskryf. Hy gaan aan, hy sê, en ek het die geluid van hulle vlerke gehoor. Hy sê, en wanneer hulle beweeg, was dit soos die geluid van water, soos die stem van die Almagtige. Jesegiel het geweet hoe klink God se stem. Hy sê nie God praat hier nie, hy sê hierdie goed klink soos die stem van die Almagtige, soos die geluid van mensemassa, of soos die geluid van 'n leermag. Sien jy wat doen Jesegiel? Ons kom terug na ons metafore beeld toe. So wat doen Jesegiel? Hy gaan haal alles wat bekend is aan hom, gaan haal hy uit sy bekende omgewing, sy brondomein. Ek weet hoe klink God se stem. Ek weet hoe klink dit wanneer 'n massa mense bymekaar kom en almal vertel hoe dit met hulle gaan, en dis 'n gedruis van mense. Hy sê, maar ek weet ook hoe klink dit wanneer daar 'n klomp perde in 'n oorlog in hardloop. Dis hierdie angswekkende geluid. Ek weet hoe klink watermassas en waterstrome, en hy vat al hierdie goed saam, en hy sê, dit klink soos dit, dit klink soos dit. Hy wil eintlik vir ons sê, hy hoor hierdie geluid. Ek kan dit nie beskryf nie, maar dis angswekkend. Hy vat al die elemente in sy omgewing, in sy bekende ruimte, vat hy saam om vir ons te probeer sê, om vir die leser en die hoorder te probeer verduidelik. Mense, wat ek hier sien, is net mind-blowing. En dan kom hy en hy sê 'n baie interessante ding. Hy sê die volgende. Hy sê, en wanneer hulle stil staan, dan het hulle vlerke het onmiddellik laat sak. En nou wanneer ons nou kyk na moderne tegnologie, en ek gaan sommer nou die woord drone gebruik, want julle weet mos nou wat is 'n drone. Hy sê wanneer hierdie goed hulle vlerke laat sak, dan is daar stilte. Ek gaan nou vir u wys. Dis asof hierdie kinetiese energie van hierdie goed ewe skielik stop. En wanneer hulle geluid stop, dan sak hulle vlerke op. Ek weet nie of jy al gesien het nie, en ek sê nie dit is wat Jesegiel sien nie. Onthou, ek wil net die vraag vra, is dit moontlik? Julle weet ons, die drones vandag, as hulle vlerkies, hulle propellers vou so plat, hulle gaan lê, en wanneer jy die drone aansit, dan maak hy hierdie oordowende geluid, en hy tel sy vlerke op.
is dit moontlik dat Jesegiel iets soortgelyks in hierdie visioen sien? So kom ons sit al hierdie goed net bymekaar en ons kyk na hierdie prentjie. En dan lyk dit min of meer so. Ons sien dat die wiele beweeg in enige rigting. Onthou, ons praat nie hier van God nie. Ons praat hier van iets wat sy eie gees het. Die gees is in die wiele. Die gees van die wesens. Dis angswekkend vir 'n man wat weet hoe klink die stem van die Allerhoogste. Hy kon duidelik onderskei dat ons nie hier praat van die stem van die Allerhoogste nie. Hierdie is iets anderster. So ons sien hierso dat hy praat van die wiele, hierdie goed kan in enige rigting beweeg. Met ander woorde, hulle het een of ander vorm van alomteenwoordigheid, omnipresence. Hulle beweeg. Hulle beweeg rond asof iets hulle lei. Autonomous. Autonoom. Die tweede aspek van hierdie profesie is daar so is 'n tipe van 'n alsienende situasie aan dit. Hierdie wiele het oë aan al die rigtings. Hy kan reg rondom hom sien. Daar's niks wat hy nie kan sien nie. Hy sien alles. En dan derdens, die geraas wat hulle maak, hoor jy oral. Daar's nêrens wat jy dit nie hoor nie. Is hierdie ongelooflike geluid. Nou ek het hier onder het ek ingesit, Ezekiel's vision is not merely an encounter with a chariot. Hy weet hoe lyk 'n chariot. Hy weet hoe lyk hierdie goed. So hy beskryf nie hier net 'n gevegsvoertuig nie. Dis iets anders. En dan sê hy, it is not a meticulously engineered blueprint of a God. Ekskuus, daai God moet eintlik 'n klein lettertjie wees. Who is entirely unbound by the physical limitations of direction, vision and space. Kry julle die prentjie wat Jesegiel sien? As ek dit vir julle verduidelik uit 'n tegnologiese oogpunt uit. So kom ons gaan interpreteer hierdie skrif. Hou vas. Ons gaan in hierdie situasie. Nou, wat ek vir jou hier wil sê is net dat Jesegiel se visioen, soos ek daar geskryf het, as jy daarna kyk, dan it reveals a distinct departure from historical divine manifestation. God routinely appears through nature or audible voices, yet to Ezekiel, the revelation requires profound technological sophistication, wheels within wheels, complex movements, and intricate craftsmanship. Jy sien dit in die skrif wat ek vir julle gelees het? So, God openbaar homself in die verlede op verskillende maniere. Ons noem dit teofanie, die openbaring van God in die skepping. En ek het vir jou 'n paar voorbeelde daarin gesit. Ek wil net 'n punt maak. Die eerste is, ons sien in Genesis 18 waar die engele aan Abraham kon verskyn, en dit is 'n biologiese medium wat na Abraham toe kom. En wat kom doen hulle daar? Hulle kom praat met hom, hulle verseker hom, daar is 'n relational encounter, en die energie of die gevoel wat jy kry, dit is intiem en dit gaan gepaard met 'n belofte, die openbaring van God. Ons sien later, sien ons in Exodus 3 en 13 Moses, God openbaar homself, hy verskyn aan Moses in die braambos en 'n wolkkolom, en julle ken daai storie. Met ander woorde, hierso sien ons weer die openbaring van God in elementêre dinge, met ander woorde in die natuur en vuur en al hierdie dinge. Hoekom doen hy dit? Want hy gebruik die skepping om te lei, die bos wat brand, die wolk waarin God homself openbaar, en dan sien ons hierso, kry ons die gevoel van holiness and direction. In 1 Samuel 3 en in 1 Konings 19, Samuel en Elia, hulle hoor God se stem. Ek het vir jou gesê, Jesegiel kon God se stem hoor. En hier sien ons God praat met hierdie mense in 'n hoorbare stem, en hulle hoor dit in 'n stil stemmetjie. Dis 'n persoonlike roepstem wat hulle hoor. Maar Jesegiel,
meganiese en tegnologiese elemente word genoem. Dis baie kompleks. Dit beweeg in alle rigtings, het allerhande snaakse goed aan. En ons sien hierso craftsmanship. En ek het daarby gesit sovereignty oor craftsmanship. En ek gaan nou vir jou sê hoekom, ek wil nou nie die myself nou vooruit hardloop nie. So kom ons kyk net so 'n bietjie. Ons sien dat hier 'n probleem. Ons kyk na hierdie visioen. Ons kyk dan kom ons deel dit net in drie hoofgroepe. Daar's 'n teologiese misterie van 'n tegnologiese manifestasie. Want hier word tegnologie genoem wat Jesegiel nie in sy konteks regtig kan beskryf nie. Die tweede probleem is hierdie middelste gedeelte is hierdie anatomie van baie gevorderde robotika. 'n Wiel binne in 'n wiel wat oogies het reg in die ronde. Ons weet vandag hierdie goed bestaan, maar Jesegiel het nie. En laastens dan die binnekantste wiel is die feitelike beskrywing van 'n baie gevorderde ingenieurswerk wat hy hier aanskou. Maak dit vir u sin? So dit is die elemente, en as ons nou gaan en ons kyk na hierdie ding en ons vat ons so 'n bietjie verder, dan sien ons goed, hy het oë wat oral kan kyk. 'n Ander probleem is, die Bybel beskryf en as jy hierdie hele gedeelte, hy het reguit tipe bene, sy meganiese beskrywing word baie mooi uiteengesit in hierdie profesie, ons sien dit daar. Ons sien dat daar 'n spirit in the wheels is. Daar's 'n mate van autonomous behavior aan hierdie tipe wiele. En dan hoor ons dat hierdie ding maak 'n geluid. Daar's 'n gedruis in sy vlerke wat Jesegiel met alles vergelyk wat hy kan aandink. En hy sê net vir ons mense, hy sê hierdie is iets wat ek nie ken nie. En die vraag wat ek vir jou wil vra, is dit moontlik dat Jesegiel se profesie miskien dalk net iets vertel van die tyd waarin ons lewe? Ek sê nie dit is nie, ek vra die vraag. Is dit moontlik? Met baie gesofistikeerde ingenieurswerk is hierdie wiel ontwerp. Ek gaan nie nou in die details van hierdie wiel ingaan nie, want ek het nog baie goed om vir julle te vertel, maar hierdie wiel is in 1974 ontwerp deur 'n ingenieur van NASA. En ek het so 'n bietjie opsomming, navorsing gaan doen oor dit. Ek wil net vir jou sê, want ek wil hê jy moet hierdie prentjie kry, dit is baie belangrik. Hier in 70s het NASA, hierdie ou, sy naam was Joseph Blumrich, en hy het hierdie wiel, het hy basies nou verbeter. Maar dit is nie waar dit vandaan kom nie. Ek het so 'n bietjie gaan navorsing doen oor, waar het ons gekom aan die idee van 'n wiel wat in alle rigtings kan beweeg? En die vroegste wat ek kon kry, buitenbehalwe Jesegiel se profesie, is 'n ou met die naam van Grabowicz, dink dis hoe hy dit uitspreek. Hy het in 1919 het hy 'n boek geskryf met die titel The Spaceship of Ezekiel. En in hierdie boek het hy gelees van hierdie wiel en hy het gedink, ek moet so 'n wiel probeer maak. En die eerste wiel wat in verskeie rigtings kon beweeg, het hierdie ou in 1919 gepatenteer. Mense, dit is 2500 jaar na Jesegiel se profesie. Is die eerste omnidirectional wiel ontwerp deur hierdie man. En dit is gepatenteer, ek het vir jou die patentenommer daar gesit, die prentjie van hierdie ontwerp is op die internet beskikbaar. Hierdie ingenieur van NASA, Blumrich, het in 1974 het hy hierdie wiel verbeter na die prentjie wat ek vir jou gewys het. En in 1975, en luister baie mooi, het hierdie volgende persoon, Elon, en dis nie Elon, familie van Elon Musk nie, né? Het hierdie ou die rollers 'n bietjie op hierdie wiel aangepas, en hierdie patent het hy verkoop aan die Amerikaanse weermag, en vandag is dit 'n standaard ding binne in robotics. Nou kom ons staan net gou by hierdie robotte van vandag stil. En ons kyk na die wiel wat in alle rigtings kan beweeg. En ons reverse engineer hierdie wiel. Waar kom ons uit? By Jesegiel se profesie. Dis die wetenskaplike navorsing daai. As ons dit vat wat hierdie ouens verkoop het aan die Amerikaanse Navy,
aan die Amerikaanse weermag en ons vat presies dieselfde ontwerp wat hulle daar gebruik en ons draai die tyd 2500 jaar terug, dan stop ons in Jesegiel 1. 592 jaar voor Christus. En ek vra vir jou weer die vraag, is dit moontlik dat Jesegiel vir ons iets gesê het van die tyd waarin ons vandag lewe? So ek wil ek vir jou sê, moenie net artificial intelligence sommer net ligtelik opvat. Nou hierdie is net die patroon wat dit geloop het tot waar dit vandag is, vergeet toe maar daai prentjie. So kom ons kyk net gou bietjie na hierdie realiteit waarna ons kyk. The vision cannot be understood by isolating the parts. The mechanical balance of the omni-wheel, the complex anatomy of autonomous robotics, and the theological weight of a divine encounter turn on the same axis. Vriende, wanneer jy Jesegiel se visioen gaan lees en jy kom by die laaste deel van hierdie profesie of van hierdie visioen, dan is daar vir my 'n baie wonderlike deel. En dis hoe hy daardie deel afsluit. Want hy sluit hierdie profesie af en dan sê hy sê maar bo hierdie koepel wat ek gesien het wat blink soos kristal. Hy sê bo dit is daar iets wat lyk soos 'n troon. En hy sê daar is die Almagtige. Bo die tegnologie, bo hierdie snaakse profesie, hierdie ding wat hy beskryf as angswekkend. Hy het sy eie lewe in hom. Hy beweeg autonomous movement. Hy beweeg rond. Hy sê dit lyk of hierdie dinge gees in homself het. Hy doen wat hy wil. Hy kom en hy beweeg. Hy sê dis angswekkend. Hy sê maar bo alles, bo dit uit, heel bo dit. Daar's iets wat lyk soos 'n troon en die Almagtige is op daardie troon. So dis asof Jesegiel 'n waarskuwing vir ons rig. Maar hy sê weet julle wat? Hierdie ding is angswekkend wat ek in my visioen gesien het. But glory to God, hy's verhef bo hierdie tegnologie. No matter the level of human technological achievement symbolized by the craftsmanship of the wheels, God's glory surpasses all human creations. Kyk na die volgende video. There's a few end times prophecies that could be referencing to transhumanism. One is in Daniel chapter 2, verse 43, and that says, "As you saw iron mixed with ceramic clay, they will mingle with the seed of men, but they will not adhere to one another, just as iron does not mix with clay." And if people do merge with machines and they don't live out their natural lifespan like they should, Revelation 9 verse 6 could also be a reference to that as well. And that says, "In those days men will seek death and will not find it. They will desire to die and death will flee from them." We're truly in a period where we're looking at the season and what is going on to determine how soon will these events truly take place, because it really looks as if all these things are clearly, definitely at least being set up to move in the direction of the last days prophecies. Right, kom ons beweeg na Openbaring 9 toe. 'n Baie snaakse profesie gebeur hierso. Johannes sien 'n ding wat hy probeer dit verduidelik en ek vat jou weer heel terug na die begin wat ek gesê het oor metafore en ons gaan sien hierso dat Johannes kom en hy sien 'n profesie. Hierdie is nie 'n visioen nie, dis 'n profesie wat Johannes sien. En Johannes sê ek wil vir julle sê wat ek hier sien, die 5de trompet. Ons praat hier van apokaliptiese profesie, iets wat kom. Kom ek lees dit vir jou. Die Bybel sê so in Johannes die voorkoms, en ek het jy met die hele konteks gaan lees, ek gaan net vir jou 'n gedeelte lees hierso. Hy sê die voorkoms van die sprinkane, dis nou die sprinkane wat uit hierdie put uit opgekom het met die opdrag om die mense te pynig en dis meer. Hy sê die voorkoms van hierdie sprinkane was net soos die van perde wat vir oorlog gepantser is. Weereens gaan haal hy iets in sy bekende wêreld om vir ons iets te verduidelik wat hy sien. Hy kan nie woorde daarby sit nie. Hy sê dis soos perde wat vir die oorlog gepantser is. Hy sê op hulle koppe was daar iets soos krone. Hulle het 'n valse autoriteit gehad wat gelyk het asof dit van goud is en hulle gesigte was soos die van mense. Nou ek wil hê jy moet baie mooi oplet nou wat Johannes vir ons hierso
wat hy hier sê. Hierdie goed vlieg. Hulle is so springkane. Johannes weet hoe lyk springkane. Johannes weet hoe lyk perde wat gepanser is vir die oorlog. Hy weet hoe lyk dit. Hy weet hoe lyk krone. Hy het dit gesien in sy tyd en hy natuurlik weet hy hoe lyk mense. Hy gaan aan. Hy sê en hulle het ook hare gehad soos die van vroue en tande soos die van leeu's. Interessante beskrywing wat hy hier gebruik. Hierdie ding wat so snaaks lyk, hierdie springkane, verskriklike gedrog wat hy sien. Nou ek wil net vir jou hier gou stop en in die rede val, want ek het nogal gewonder oor die hare. Hoekom het hierdie ding hare? Nou, Bybelse simboliek in Bybelse simboliek kan los hare van 'n vrou verskeie dinge beteken. Ek het bietjie gaan kyk of ek iets daaroor kry en kry hier 'n interessante ding en dit is dat ons sien dit beteken verleiding of wildheid. Iets wat wild is, dis verlei en ons sien dit hier so in die visioen van die springkane en wanneer ons so 'n bietjie verder gaan dan sien ons dat hierdie beeld wat gebruik word dikwels gekoppel word aan verleiding. Goed, dit word dikwels gekoppel aan verleiding, vernietiging. Dit wys ook na barbaarse krygers soos die panseers, die paarteers, hulle het hulle hare losgedra en dan sien ons ook dat dit skande en beskuldiging, soos in Numeri 5 vers 18, dan maak die priester die hare van 'n vrou los wat van oorspel verdink word en hierdie loshare was hier 'n teken van openbare skande en ondersoek. Ons sien verder ook in Levitikus 13 vers 45 dat loshare word hier, onversorgde hare word hier as 'n teken van rou en onreinheid word dit beskou, want die wat melaats gehad het, sy hare moes losgehang het. So dit maak vir my sin dat Johannes hierdie profesie sien en natuurlik tande soos die van die leeu's, hierdie goed is gevaarlik, hulle het 'n verskeurende krag en dan gaan hy aan en hy sê die springkane het borsplate gedra wat soos ysterborsplate gelyk het en die geluid van hulle vlerke het geklink soos die gedreun van baie perde strydwaans wat opruk na die oorlog. Weereens sien Johannes 'n profesie van dit wat kom. Ons kyk na die eindtye. En Johannes gebruik goed wat hy ken, springkane, hy weet hoe lyk springkane, hy weet hoe klink perde, hy weet hoe lyk vrouens wat se hare los is, hy ken hierdie goed, hy weet wat se verwoesting hulle veroorsaak, hy weet hoe klink dit wanneer 'n klomp perde in 'n oorlog inhardloop, maar nog iets, hy sê hulle het metaalbors plate aan hulle. Johannes weet ook hoe lyk skorpioene, hy sê en hulle het sterte met angels gehad, net soos skorpioene en in hulle sterte was daar krag om die mense vir 5 maande lank te tuister. So wat sien Johannes alles hier? Kom ons sit dit net by mekaar. Daar sien hy hierdie 8 goed. Hy sien perde, die krag van perde, krone, die intelligensie van mense, die wille hare, leeu se tande, borsplate en dan maak hulle vlerke 'n geluid wat net oorverdowend is. Kom ons dink so 'n bietjie daaraan. 'n Ding wat kan vlieg. Hy lyk soos die gesig van 'n mens, hy het 'n wildheid aan hom. Hy's gevaarlik. Johannes weet hoe lyk 'n skorpioen. Hy sê in hulle vlerke. Hy sê mense, hier is nie 'n springkaan se vlerke nie, hierdie goed is anders. Hy vlieg en hy het borsplate aan en sy vlerke klink soos perde wat hardloop. So kom ons kyk na hierdie interessante model. Dit vat 'n bietjie ver, maar toe, bly by my. Ons kom ek vat jou net na hierdie prentjie toe. So hier sit ons met 'n Johannes. Johannes vat alles in sy eerste eeuse bestaan uit en hy gebruik dit en hy beskryf vir ons. Hy sê ek sien net 'n dingie wat ek weet nie hoe moet ek dit vir julle verduidelik nie. En dan sien ons weer dieselfde patroon wat ek vroeër vir julle verduidelik het. Daar's 'n brondomein, hy vat alles uit sy bekende omgewing uit en hy probeer vir ons iets beskryf wat hy nie in woorde, hy kan dit nie verwoord nie. Hy probeer net 'n prentjie teken met alles wat hy weet. As jy gaan kyk na sy verwysings, ken hy hierdie goed, daar soos die Bybeltekste, so al sy source domein
is gevestig, dit is in die Bybel, hy weet wat sprinkane is, hy weet wat perde is, hy weet hoe lyk borstplate, hy weet wat skerpioene is, die bewyse is daar. En nou sien ons 'n visioen hier, ons sien 'n profesie, en hierdie profesie is so ver weg verwyder van enige ding wat God ooit gemaak het. Dis 'n ding wat kan vlieg, sy vlerke dreun soos perde wat hardloop, hy het metaal borsplate voor en agter hom, hy het die vermoë om mense te pynig, maar hy het die vermoë om mense te identifiseer. Hy het 'n valse tipe autoriteit aan hom, die krone en dis meer. So dis 'n snaakse ding. Dis definitief nie iets wat God gemaak het nie. Hierdie is 'n artefak. Dis iets wat 'n mens gemaak het. God het nie sulke snaakse goed gemaak nie. Ons sien dat hulle vlerke is verskriklik. Hulle maak 'n vreeslike gelawaai. Johannes weet hoe klink sprinkane, maar hierdie klink nie so sprinkane nie. Hulle kan vlieg so sprinkane en hulle is so baie so sprinkane, maar hulle klink soos perde wat hardloop. Kom ons vat net hierdie ding en ons strap dit 'n bietjie uit. Is dit moontlik dat ons hier kyk na 'n menslike artefak, iets wat die mens gemaak het, met metaal om hom, wat gelouter is om met die doel om mense te identifiseer en skade aan hulle te doen, crafted from metal en so voort. Hoe ver is dit verwyder van 'n sprinkaan af? Hier het ek dit gesit. 'n Sprinkaan se sy omhulsel, sy liggaam, sy gesig, 'n sprinkaan het mos 'n insek, 'n ding en hy vlieg op 'n ander manier en Johannes se profesie is metaal, dis human-like faces en daar's 'n geweldige klank wat hierdie goed maak en dan kyk ons na moderne drone tegnologie, dan sien ons hierdie goed is gemaak van metaal en aluminium. Hulle het optical sensors wat lyk soos 'n mens en kan doen wat 'n mens kan doen en hulle het hierdie geweldige propellers wat teen hoë frekwensies hardloop en geweldige geluide maak. Nou ek wil nou nie vandag hier staan en vir jou sê Johannes sien 'n drone nie. Ek sê vir jou net, is dit moontlik? Is dit moontlik dat Johannes iets sien van die tyd waarin ons lewe? Is dit moontlik dat sy profesie 'n waarskuwing insluit? Daarso kan jy sien, kyk hoe lyk die moderne kameras. Dit lyk soos die gesig van 'n mens. Vlerke wat so geweldig raas met metaal bodies. Is dit moontlik? Hierdie goed het 'n mandaat. Hulle kan mense identifiseer want hulle kan identifiseer wie die Here dien, wie die merk het en wie nie merk het nie. Hulle kan selektief wees. Hulle kan autonoom beweeg. Hulle het heel waarskynlik iets soos biometric en facial recognition want hulle kan mense identifiseer en hulle is geprogrammeer om sekeres uit te soek. Dis min of meer wat Johannes sê. Artifacts of the apocalypse. Metallic entities that fly and produce turbulent noise align more with human artifacts than with any of God's natural creations. The imagery of Revelation 9 is not a catalog of mythological beasts, but the precise forensic observation of foreseeable technological realities. Luister wat sê Professor John Lennox. C.S. Lewis wrote 2 books that I think are seminal for understanding this. The first one is called The Abolition of Man, and the second is a science fiction novel called That Hideous Strength. And he talked about the danger of a group of scientists being able one day to alter the very specification of human beings. And he points out that what they will make are not human beings, but artifacts made under their specification. So he says their final triumph will be the abolition of man. And that is what concerns me, because the law of unintended consequences is likely to have huge effects
And there is danger in this world that rogue scientists will start taking human embryos or human beings who exist and experimenting on them and producing a race of freaks that is irreversible. So all of that tells me that we need to think very seriously about human nature. And that's where my Christianity comes in. I want to bring the biblical worldview where we find that humans, model 1, Mark 1 humans like we are given an infinite dignity and value because we're made in the image of God. Ek gaan na die laaste profesie wat ek met jou aan jou bekend wil stel vanuit 'n nuwe raamwerk en dit is Openbaring 13 van die Beest. Ek wil jou net terugvat na hierdie teksverse toe en voor ek dit saam met jou lees wil ek gou-gou vir jou die volgende vertel. Reg van die begin af, van die mens af, het die mens hierdie snaakse behoefte gehad om sy eie God te maak, sy eie artefacts te maak, van hout en van klei en van modder en allerhande sulke goed, van metaal. En die mens het 'n droom gehad van die begin af om sy eie God te bou en sy eie God te aanbid. Die Bybel sê vir ons hier in Habakuk 2 vers 18 tot 19, wee hom wat 'n stuk hout vir hout sê, word wakker en vir 'n stom klip staan op. Kan dit lering gee? Kyk, dit is met goud en silwer oorgetrek en daar is geen gees. Daar's geen asem in die ding nie. Geen gees in hom nie. Psalm 135 vers 15 tot 17. Die afgode van die nasies is silwer en goud, 'n werk van mensehande. Hulle het 'n mond, maar hulle kan nie praat nie. Hulle het oë, maar hulle kan nie sien nie. Ore, maar luister nie. Ook is daar geen asem in hulle mond nie. So die mens het nog altyd hierdie idee dat hy 'n God vir homself wil bou, wat hy kan manipuleer, want hulle wil nie God aanbid nie. Hulle wil hulle nie self onderwerp aan 'n lewende God nie, want dit sal beteken dat jy jou sonde moet bely. Dit gaan beteken dat jy jou lewe moet verander, dat jy anders moet dink, dat jy anders moet optree. Nee, wat hierdie mense wil doen, hulle wil 'n God bou wat hulle aanvaar net soos wat hulle is, wat hulle in hulle gehoor sal streel. So dis 'n oeroue begeerte by die mens om 'n God te bou en lewe te gee aan hierdie ding. Hulle kon dit net nog nie gedoen het nie. So kom ons beweeg na Openbaring 13 toe. En ek wil graag hierdie gedeelte vir jou lees en weer eens, ek het nie tyd om die hele Openbaring vir jou te lees, Openbaring 13 nie, maar in 'n neutedop sien ons dat die monster sien ons gee opdrag aan die eerste beest. Die eerste beest, die eerste dier kom uit die see uit na vore en die tweede ene kom uit die grond uit of uit die aarde uit na vore. Nou ek wil nie vandag vir jou sê ek wil enigiets spesiaals maak van die see en die land nie. Ons weet vandag uit 'n teologiese raamwerk uit, want die eerste een waarna hy verwys natuurlik is die draak, die duiwel, en dan sien ons die eerste beest verwys hy na die anti-kris en die tweede ene na die valse profeet. Die feit dat hy uit die see uit na vore kom of uit die grond uit na vore kom, uit my eie interpretasie kan ek net vir u sê, ek dink al wat dit beteken is, die mens het dit nie gesien kom nie. Die mense het dit nie gesien kom nie. Toe hulle weer sien, toe's die goed daar, dit het so stelselmatig, so misleidend gekom, dat hulle dit nie onmiddellik geïdentifiseer het nie, en ek dink dit is maar net wat hy daar bedoel. Kom ons lees net hierdie gedeelte, Openbaring 13, vers 14 tot 15. Want die tweede dier, wat doen die tweede dier? Hierdie tweede dier, mislei die aardbewoners, deur die tekens wat hy toegelaat is, om in die teenwoordigheid van die dier te doen. Dis nou die mense, deur hulle te beveel. Wat doen hy? Hy mislei, en hy doen 'n tweede ding, en hy beveel die mense, om wat te doen? Om 'n beeld op te rig. Hulle moet 'n beeld bou, hulle moet 'n artefakt maak. En hierdie artefakt, hierdie beeld wat hulle oprig,
rig hulle op vir die dier wat deur die swaard gewond is, maar weer lewend geword het. Aan hom, hierdie artefakt, hierdie ding wat die mense nou gebou het, is toe die vermoë gegee om asem in die beeld van die dier te blaas, sodat die beeld van die dier ook kon praat, en om almal wat nie die beeld van die dier aanbid het nie, te laat doodmaak. Nou kom ek vat jou net vinnig terug, en ek begin nou so na die einde toe beweeg, ekskuus, dit vat so lank. As ons reg aan die begin kom, dan sien ons hierso dat die mens het die begeerte gehad om homself te vergroot. Tegnologie, onthou jy, ons wil ons eie beperkte biologiese vermoëns vat en ons gebruik allerlei metodes en tegnieke om onsself te verhef, om onsself sterker, vinniger en slimmer en dies meer te maak. Later het ons besluit dat is nie meer genoeg om 'n slingervel en 'n ark en hierdie goeders te gebruik en 'n spies en hierdie goed nie, ons het ander wapens ontwerp. En ons sien dat ons ook nou gegaan het en nie meer tevrede was met ons intelligensie en ons vermoë en die goed nie. En dan verleng ons en ons vergroot ons kapasiteit met die microchip. Volgende stap. Dan kom ons by 'n baie gevaarlike punt en dis transhumanisme. Die misleiding van transhumanism. Transhumanism they want to build human 2.0. Cyborgs, mense wat tegnologies gevorderd is. Nou ek het dit verduidelik, ek wil net kortliks hierdie net hier insit. U moet verstaan dat die tegnologiese vooruitgang so eksponensieel is, dat 'n mens wat biologies beperk is, met 'n brein wat net in hierdie ou klein doppie inpas, kan nie vinnig genoeg bybly by die geweldige gevordering op tegnologiese gebied nie. So wat moet hy doen om hierdie gaping te oorbrug? Hy moet homself biologies manipuleer. Hy moet homself met tegnologie versterk. En dit is waar jy 'n cyborg kry. Mense wat met brein-computer interfaces en allerlei dinge toegerus is om nou meer inligting te kan absorbeer, vinniger te verwerk en dies meer. Ek het vir die ouens wat nou gister hier was verduidelik dat daar reeds besighede is wat spesialiseer in mind uploading. Met ander woorde, die vermoë waar jy jou hele geheue op 'n harde skyf of in die cloud kan aflaai, sodat ons nooit sal doodgaan nie. Dis wat die ouens glo. Dis wat transhumanisme is. Jy sien, transhumanisme wil nie doodgaan nie. Hulle wil hulle eie ewige lewe skep. Hulle wil nie oud word nie. Hulle wil nie siek word nie en dies meer. So hulle wil deur tegnologie hierdie probleem van veroudering, die probleem van sterf, doodgaan. Hulle wil nou met tegnologie doen wat Jesus se kraag klaar vir ons aan die kruis gedoen het. Ons het klaar die ewige lewe deur Jesus Christus. Maar transhumanist wil Jesus Christus en die werk van Christus vervang met tegnologie. Tegnologie neem die plek van Jesus Christus in vir die transhumanist generasie. Maak dit vir u sin? Kom ons kyk hierdie, wat sê ons, gaan klaarmaak met hierdie. It was permitted to give breath to the image of the beast, so that the image of the beast could both speak and cause whoever would not worship the image of the beast to be killed. And it makes everyone to receive a mark so that no one can buy or sell unless he has the mark. Nou, ek het net daar 'n klomp prentjies ingesit. Luister gou na die volgende. Revolutionary dish brain, computer chip with built-in human brain tissue gets military funding. Monash University scientists have developed a semi-biological computer chip named the Dish Brain. The Dish Brain integrates around 800,000 lab-grown human and mouse brain cells into its electrodes. Demonstrating a level of sentience, the Dish Brain learned to play Pong within 5 minutes. The chip reads and stimulates the brain cells with electrical signals, representing the movement and positioning of game elements. The researchers utilized a basic reward system, predictable stimulus for successful actions, unpredictable stimulation for failures. This is the first instance of lab-grown brain cells being used to sense and act upon the world in such a way. The impressive results led to a $407,000 United States grant from Australia's National Intelligence and Security Discovery Research Grants Program. The research project, led by Associate Professor Adil Razi, involves a partnership with Melbourne-based startup, Cortical Labs. Razi suggests that these programmable chips, which fuse biological computing with AI, could surpass existing silicon-based hardware performance.
The outcomes could have significant implications across multiple fields, potentially giving Australia a strategic advantage. The DishBrain's advanced learning capabilities could underpin a new generation of machine learning, especially in autonomous vehicles, drones, and robots. This technology promises machines that can learn new abilities without compromising old ones, adapt well to change, and map old knowledge onto new situations, all while self-optimizing their use of computing power, memory, and energy. Okay. Mense, ons lees in Openbaring 13, lees ons van 'n artefakt wat die mens onder die misleiding van die tweede dier moet bou. Hierdie ding het die vermoë om asem te haal. Ons het gesien in die Bybel dat al die pogings wat die mens aangewend het tot op hierdie stadium deur die geskiedenis nie daartoe in staat was om lewe te gee aan die dinge wat hulle gemaak het nie, die goed wat hulle wil aanbid nie. Maar in Openbaring 13 slaag die mens vir die eerste keer om hulle eie artefakt te maak wat lewe. Hy haal asem. Hy haal asem. Nou dit maak nie saak hoe gevorder die tegnologie is in 'n robot of in 'n organoid of in 'n brain-computer interface of enigiets van die aard nie. Ons kan artificial superintelligence hê en ons kan die mees gesofistikeerde tegnologie hê. Ons het een groot probleem in ons interpretasie van Openbaring 13. En dit is dat artificial general intelligence het 'n enorme klomp elektrisiteit nodig om te werk. So wanneer hierdie goeters begin haywire raak en mense begin doodmaak, dan kan ons die trip switch gaan afsit en die kabel gaan afkap. Maar die mens het met sy ongelooflike vermoë om innoverend te wees, hierdie probleem ook opgelos. En 'n Melbourne professor by die Cortical Labs het gegaan en hulle het 'n brein gekweek in 'n laboratorium. Hulle noem dit die DishBrain. Dit staan bekend as organoid intelligence of synthetic biological intelligence. Jy kan dit gaan naslaan. Vir die eerste keer het hulle dit reg gekry om hierdie artificial intelligence wat soveel krag gebruik en elektrisiteit nodig te hê in 'n biologiese vorm te genereer. En julle sal nie glo nie dat hierdie eksperiment wat hulle gedoen het met breinstamselle van mense en rotte kon binne 5 minute op sy eie leer om die game Pong, dis nou die streepie wat beweeg en die balletjie wat jy moet gaan te speel en te wen. Hulle kon hierdie goed programmeer met inligting. En hulle kon neurone vorm in sekere patrone, kon hulle match outomaties. Hierdie ding doen dit op sy eie sonder enige eksterne invloed. Hierdie wetenskaplikes kon hierdie brein, 'n biologiese brein wat hulle in 'n laboratorium gekweek het, kon hulle op 'n microchip sit en hulle kon hierdie microchip koppel aan 'n robot met 6 bene. En binne 'n enkele minute het hy homself leer loop. Vriende, ek weet nie van jou nie, maar Openbaring 13 en hierdie artefakt wat die mense nou kan maak, begin vir my nou gevaarlike vorm aanneem. So die command is, make an image of the beast, bou 'n artefakt. En wat is die wonderwerk? Hierdie ding kan asemhaal. En dan wat doen hy? Hy forceer die mensdom om 'n merk te kry. En as hy dit nie kry nie, dan word hy doodgemaak. So ons sien binne in hierdie ding, sien ons die eerste tekens van synthetic biological intelligence of organoid intelligence, brain cell intelligence, wat gekweek is in 'n laboratorium. Hierdie is nie bangmaak stories van die toekoms nie. Jy kan dit nou gaan soek op die internet, jy kan dit self gaan kyk, jou eie navorsing daaroor doen. Dis reeds daar. Daar word rekenaars gemaak wat met biologie werk, wat met sagte ware, met nat ware, soos hulle dit noem, werk. Wetware. 'n Komputer wat homself kan groei, wat homself kan ontwikkel. Artificial intelligence wat so gevorderd is, dat hy sy eie kodes kan skryf, sy eie foute kan bespeer, homself kan verbeter en al sy ingenieurs kan uitskakel.
Wat sien ons hierso? Ons sien hierso dat semiconductors, en daar's die hele storie nie, ek gaan dit nou nie eers vir julle verduidelik nie, ek het dit klaar gesê. Ons sien hier 'n gevaarlike toneel wat aan die kom is. En hierdie ding het 'n paar vaardighede. Weereens sien ons dat hy het vermoë om almal sy potensiaal te ontleed. Hy het 'n vermoë om te sien wie getrou is aan die dier en wie nie. Hy weet alles van jou. Hy weet waar jy bly, ken jou hele storie. En dan sê die Bybel hy kan praat ook. Hy het real-time analysis. Hierdie tegnologie of hierdie image wat die mens beveel is om te bou. Sy doel spoor al die mense op wat nie buig voor die dier nie. Spoor hulle op, dis die doel wat hy het. Nou ek gaan hierdie ander goeters oorslaan terwille van ons tyd, maar ek wil net vir julle sê dat ons is in hierdie era. Ons is in hierdie tyd. Ons sien hierdie tegnologie oor ons. Ek wil miskien ook vir jou net hierdie dingetjie wys. Heel bo sien ons dat daar 'n global sensory input. Almal van ons loop met ons selfone, horlosies, allerlei tegnologie. Ons praat almal met ChatGPT en ons doen al hierdie goeters. We feed the beast. Ons kan nie uit dit kom nie. Ons is almal vasgevang in hierdie tegnologie. Ons maak gebruik van dit. En dan sien ons hoe hierdie synthetic biological intelligence later hierdie inligting kan prosesseer en dan kan hy dit decode en hy kan vasstel wie is gehoorsaam aan die dier en wie nie. En dan is daar 'n gevolg. Non-compliance het 'n lelike uitkoms, naamlik die dood. Execution. En miskien dalk net is dit moontlik dat Openbaring 9 Johannes se verskriklike beeld van die sprinkane wat metaal het en vlerke wat raas ook ingespan kan word om te doen wat gedoen moet word. Ek gaan hierdie volgende verduidelikings gaan ek maar net skep en ek sien daarso, kan ek vir jou gesê daarso kry jy nou die organoid, hierdie bio-ingenieurswese wat baie goed gevorder is op hierdie stadium, die informasie-eienskappe van hierdie tegnologie, die transhumanist deception en misleiding wat baie aan die orde van die dag is alreeds en aan die einde van die dag 'n perfekte prentjie van die image of the beast reg in die middel. Ek sluit af met my laaste skyfie, naamlik die volgende. The gospel of technology will fail. History proves societies place the undue faith in their inventions, only to confront their limitations. The beast is the final attempt to a false Messiah. No matter the level of human technological achievement or the autonomy of the artifact, the spirit guiding the technology remains utterly subservient to the Spirit of God. Hy is ondergeskik aan die gees van God. Né? Final. The image of the beast is the apex of artificial worship. But it is also the final catalyst for the return of the true creator. The blueprint is already written. The outcome is already secured. En ek sluit daarmee af en ek wil vir julle sê dat my doel is nie om rond te gaan en mense bang te maak. Baie mense sê maar stel nie belang in tegnologie nie. Ek kan bid die Here en dis meer. Die misleiding is ongelooflik subtiel. Jesus sê as hierdie tyd nie verkort word nie, sal niemand gered word nie. En my wens is net dat u bewus sal wees. Dat jy sal weet soos Jesegiel, hoe klink die stem van die Allerhoogste. Dit is nie genoeg om net in 'n kerk te wees nie. Dis nie genoeg om net te sê ek is 'n Christen nie. Dis net te genoeg om te sê ek het my getuienis nie. Ek en jy moet waaragtig soek na die aangesig van die Here in hierdie tyd.
en toelaat dat die Heilige Gees van God deur ons werk en dat hy vir ons die wysheid gee. Spandeer tyd in die skrif, soek die aangesig van die Here, want as jy nie die gees van onderskeiding het in hierdie tyd nie, kan ek vir jou sê het ons moeilikheid. Gaan kyk 'n bietjie na die vordering op tegnologiese gebied en jy sal sien waartoe ons beweeg. Ek bid dat die Here u seën. Ek wil net voor ek vir pastoor Kobus gaan terughandig, wil ek net die volgende vir julle gemeente sê. Ek wil vir julle sê well done. Julle is braaf om so 'n onderwerp aan te pak. Ek dink nie dis enige kerk sommer nie en ek dink Suid-Afrika en die Christenkerk met hierdie boodskap hoor. Professor John Lennox doen baie en daar's verskeie ouens wat regtig probeer om vanuit 'n Christelike oogpunt te kyk na hierdie gevorderde tegnologie en te vra, Here, wat moet ons doen? Hoe hanteer ons dit? Waarvan moet ons bewus wees? En julle gemeente en ek pastoor Kobus en julle bestuursraad 'n pluimpie gee om te sê kom ons vat hierdie kans, kom ons praat oor artificial intelligence in die kerk en kyk waartoe hierdie ding gaan. En ek wil vanmôre wil ek vir julle sê, wees net bewus van die misleiding. Wees bewus van die gevare en wees net bewus van waartoe hierdie goed beweeg. Dieselfde tegnologie wat die spyker deur die hande en die voete van Jesus gedryf het, is dieselfde tegnologie wat groei tot op die klimaks van die menslike aardeffek wat ons uiteindelik sien in die wat uitspeel in die apokaliptiese geskrifte. Die mens kry dit uiteindelik reg en hy werk doelbewus tot sy eie ondergang. Iemand het eendag gesê, dis suicidal coding. Suicide code. Ons werk doelbewus na ons eie ondergang. Ek seën u, baie dankie pastoor Kobus.